my krag in God. Hy is my ewige lewe. Sy liefde dra my elke dag. Sy liefde dra my elke dag. En hou my veilig vas. En hou my veilig vas. Ek vind my krag in God. Hy is my ewige lewe. Goeiedag geliefde. Eintlik wou ek vandag net dag gesê het en dan stil gebly het vir so 4 of 5 minute. Maar dan sou jy dalk nie begryp het waaroor dit gaan nie. Ek lees vandag van ons 'n teks wat verteenwoordig is van baie tekste in die Nuwe Testament. Ons sien dit baie keer in Jesus en sy disippels se lewens. Maar vandag net Markus 6 hier van 30 en 31. Die apostels het na Jesus toe teruggekom en vir hom alles vertel wat hulle gedoen het en wat hulle die mense geleer het. Daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disippels selfs nie kans gehad het om iets te eet nie. Hy sê toe vir hulle, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. Besige situasies, besige lewens maak ons baie vinnig vol, maar nie noodwendig met die regte dinge nie. Baie keer word ons vol frustrasie, vol woede, vol onsekerheid, vol bekommernis. Omdat dit so besig is, omdat so baie dinge gebeur. Omdat ons lewens baie keer soos 'n besige treinstasie is waar dinge en mense heeltyd net kom en gaan en kom en gaan. En Jesus kom op 'n punt wanneer hy dit in hom en sy eie lewe en sy disippels se lewens sien en dan sê hy maar kom ons gaan maak vol met die regte goed. En dan sê hy kom ons gaan na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. Wat hy vir hulle sê is, kom ons gaan maak vol. Kom ons gaan maak ons tanks vol. Daar word nêrens vir ons beskryf wat hy en sy disippels hier gedoen het nie. Baie keer sal ons lees dat hy en sy op sulke stil oomblikke sy disippels ekstra lering gegee het. Maar elke keer wanneer ons lees dat Jesus gaan stil raak het, lees ons dat hy maar net na die Vader gaan luister het. Hy net met die Vader gaan praat het. En dit was sy rus. En dit was sy stilte. En hy het dit nodig gehad en hy het dit baie gebruik. En hier leer hy almal wat hom volg om dieselfde te doen. Word stil en rus 'n bietjie. Ons wêreld het 'n stilte weerstand. Daar moet altyd 'n geluid wees, daar moet altyd iets gebeur, daar moet altyd iets gehoor word, daar moet altyd iets gedoen word. Kyk maar so 'n bietjie, as jy iemand net stil op hulle eie sien sit deesdae. Hulle sit nie net stil nie, hulle is altyd op die foon. TikTok, YouTube, Instagram, daar's altyd iets. En so word die tanks leer en leer en leer. Al hierdie goed wat ons so kyk en luister, tap eintlik die tanks leeg. Leer 'n baie kosbare geestelike vaardigheid by Christus Jesus aan. Word stil en rus 'n bietjie. Shalom. Ek wil volg in God se spore, elke tree waar hy my lei. Wanneer ek val of struikel, vat God my hand en tel my op. God is my skuiling, my plek waar ek kan rus. Ek hoef nooit te twyfel, niks kan my van God skei. Sy liefde dra my elke dag en hou my vas.
is my